Welkom almal hier by ons opleidingssessies in die oggende. Ons was die laaste tyd so 'n bietjie min op die lig en so gewees. 'n bietjie onder ander omstandighede, maar baie welkom aan die nuwe mense ook. Ons probeer so in die oggende so 'n bietjie opleiding gee rondom sosiale media bemarking, hoe jy mense inskrywe, hoe jy jou KYC doen, al die soort goeters. So ek het goed gedink om so 'n bietjie weer aan die bemarkingsgedeelte te raak vanoggend. Ons sal volgende week so 'n bietjie meer dae beskikbaar wees om die goedjies te doen. Ons kyk en werk maar rondom ons tydskedules. Maar ek wil graag vir julle 'n bietjie wys wat is beskikbaar daar buite om spesifiek 'n bietjie te kyk na hoe kan jy jou meer mense bereik, dit voorstel aan meer mense. En dan ook natuurlik hoe om die administrasie vir jou bietjie makliker te maak. Dis maklik as jy 2 of 3 of 4 mense nog in het, maar as daar baie mense gejoin het, begin admin nogal 'n probleem raak. So ek gaan vir julle so 'n paar opsies wys vir goed wat lekker werk, goed wat beskikbaar is, wat jou niks kos nie, maar wat die bemarking makliker maak, wat die lewe vir jou 'n bietjie makliker maak. En dan dan kan jy dit weer vir julle mense wys, sorg dat hulle ook nuwe mense wat join asseblief hierdie goed bywoon. Dit maak dit vir almal net makliker. Ek wil sommer begin by een wat ek al 'n paar keer gedoen het. Bear with me as jy dit nou al baie gesien het. As hier 'n paar nuwe mense is, sal ek net graag vir hulle 'n bietjie wys. Dis soos om WhatsApp, bietjie meer van WhatsApp te gebruik. WhatsApp is eintlik besig om te evolve, soos hulle sê in Engels, in 'n baie sterk medium. In die feit dat jy WhatsApp Business nou al kan doen. Jy kan selfs vir jou WhatsApp Business nou doen met WhatsApp, wat jy bietjie meer opsies het. WhatsApp is gekoppel aan Facebook en dis meer. Ek wil net sorg vra dat almal tog net seker maak hulle is gemute as hulle join asseblief, dankie. Maar hier's 'n paar lekker goedjies met WhatsApp wat jy kan doen. Hierdie is 'n eenvoudige ding. Julle ken groepe, julle het al almal groups gecreate. Doen dit, kom ons create vir jou mense onder jou, spesifieke downline, create 'n groep vir hulle. Create 'n groep vir jou mense wat onder hulle wil inskryf. Jy kan baie lekker beheer hê, jy kan vinnig inligting deurgee en dis meer. Hierdie spesifiek wat ek julle wil wys is om vir jou 'n bæreplek op WhatsApp te skep. Baie eenvoudig, jy gaan in daar na new group toe. Dis hier bo in die regterkant is daai streep, dan kry jy new group, broadcast, WhatsApp web en al die goeters. New group, stig 'n new group en jy laat een persoon join. Okay. Jy join net een persoon. Sommige iemand wat jy ken, wat jy sê, hoor ek het jou gebruik vir 'n groep, ek gaan moenie worry nie, want jy haal die persoon weer af. So jy join met een persoon, jy gaan na groep info toe, en jy verwyder daai persoon. Jy het die opsie daar om jy kan enige iemand message, jy kan hom afhaal, jy kan hom admin maak, maar in hierdie geval haal ons die een persoon wat jy gejoin het af en jy het 'n groep. Nou, ek noem dit sommer my vault, my group, my crowd one, direct group, noem dit wat jy wil. Dis waar jy jou goeders, ek bære byvoorbeeld al my video's wat ek vir mense wil share daar, en links wat ek vir hulle wil share daar, en as ek iets interessants kry, bære ek dit daar en dan kan ek dit later share. Dit maak dit net vir jou maklik. So dis so 'n bæreplek wat jy het op WhatsApp, wat net jy toegang toe het, net jy kan sien wat daar lê, want jy het een persoon gejoin, maar jy die persoon weer afgehaal, so net so iets lekkers om te gebruik. Ook 'n lekker plek om Bitcoin adresse in te bære en dis meer. Volgende wat ek julle wil wys is, ook wat WhatsApp te doen het, is om WhatsApp op jou rekenaar te sit. Baie lekker funksie. Jy kan, terwyl jy sit te werk gou met iemand gesels, hoef jy elke slag na jou foon toe terug te gaan nie, net een voorwaarde, al twee moet op dieselfde wifi netwerk wees. Meeste van ons het wifi by ons huise, of sit te werk by plekke waar wifi is, maar dit moet, jou foon en jou rekenaar moet ongelukkig altyd op dieselfde wifi wees. So wat jy doen is, jy WhatsApp web, web.whatsapp.com, gaan Google dit, of tik dit net daarin, open dit in 'n nuwe tab, ergens in 'n nuwe tab, en dan gaan hy vir jou hierdie uitgooi. Dis wat ons ken, dis 'n QR scanner code. Al wat jy doen is, jy gaan na jou foon toe, en daar regsbo kry jy 'n opsie van WhatsApp web. Jy maak dit oop, en hy gaan vir jou die scan gee, en die oomblik as jy dit oor daai ding scan, dan gaan hy onmiddellik vir jou WhatsApp
op jou rekenaar gooi. So 'n lekker ding vir terwyl jy sit te werk, jy sommer jou WhatsApp kan antwoord, jy kan maklik share, jy kan maklik files vanaf jou rekenaar makliker op WhatsApp share. Anders dan moet jy dit nou eers op jou foon kry en dis meer. Ook in die geval van waar jy geld onttrek met Bitcoin wat op jou met Luno byvoorbeeld, ek vat my Luno as 'n voorbeeld of altcoin trader of watter een wallet jy ook al gebruik, is om om jou kode, jou Bitcoin adres byvoorbeeld in jou groep te bære op jou rekenaar en maklik daarvan af te copy en te scan, te copy en te paste. Baie belangrike ding tog by Bitcoin adresse en die goed as jy dit begin gebruik. Mense moet dit nie probeer oortik nie, copy en scan. Nou dit wat jou lekker maak, jy het 'n groep, jou eie bæreplek, jou vault waar jy goed kan bære en dan het jy hierdie opsie wat jy WhatsApp op jou rekenaar sit. Baie eenvoudig, web.whatsapp.com. Kry daai ding, maak die foon oop, scan hom en woep, hy's daar op. Hy sal daar op bly elke slag as jy die rekenaar aansit en jy gaan in op WhatsApp, sal hy daar bly tot jy hom fisies op jou foon, is daar 'n opsie as jy ingaan op WhatsApp web wat jy hom kan kanselleer. Maar hy sal op jou rekenaar dan bly elke slag as jy hom oopmaak. So, baie lekker hulpmiddel. WhatsApp gaan vorentoe, dink ek, baie meer verbruikersvriendelik word. Ek weet daar's 'n API app op hom. Hulle noem dit kan nie lekker sy naam onthou nie, maar byvoorbeeld wat jy amper soos 'n assistant kan gebruik op WhatsApp om te sê stuur boodskappe en dis meer. Gaan Google maar 'n bietjie rondom dit. Dit is eksterne apps, so ek wil dit nou nie hier vir mense wys sommer maar net nie. Maar WhatsApp gaan vorentoe baie meer verbruikersvriendelik word. Jy kan vir jou 'n business account oopmaak in WhatsApp wat baie meer opsies het. Veral vir bemarking. Maar vir hierdie geval is dit lekker, ons gebruik hom om groepe te stig, om inligting deur te gee, belangrike goeders onder mense se aandag te bring. So gebruik dit. Wat ek julle wil wys is, ek wil vir julle 'n bietjie van Google wys. Ek weet ons almal ken Google en ons gebruik Google. Maar Google is baie meer as net Gmail en om goeders op te kyk. Google het ontsettend baie hulpmiddels. Goed wat gratis is, goed wat reeds daar is. Jy kan byvoorbeeld, sonder dat jy Word en Excel en daai goeders het jy opsies om sulke tipe goed te kan edit en gebruik, selfs net met Google. So as jy enige Google is, jy vir jou Gmail oopmaak, het jy outomaties 'n Google account. Ek het nou 'n G Suite account. Dit kos my 'n paar rand 'n maand, maar ek het baie verskillende opsies wat jy nou mee met dit kan doen en ek kan e-mails skep en dis meer persoonlike e-mails en dis meer. Maar dit gebruik 'n mens maar as jy nou dit vir besigheid wil gebruik. Maar jou gewone Gmails gee jou toegang tot al hierdie goeders. As jy Google Apps oopmaak, jy kan nou search, jy het daai calendar opsie, baie lekker, maak vir jou so 'n calendar oop. Ek het ene hierso, dit werk verskriklik lekker, alles is daar op. Ek maak byvoorbeeld 'n nota van om my rewards vandag te claim, maak seker dat jy die rewards claim. Hier skeduleer ek alles, goed wat belangrik is wat gedoen moet word. Ek het ook hier 'n opsie, ek het 'n task opsie. En wat jy kan koppel hier aan, jy koppel dit aan jou foon, jy koppel dit aan jou rekenaar. So jy kan al hierdie goeders vir jou baie lekker maak. Maak vir jou so 'n ene oop. Dis maklik, jy gaan nie in die kalender. Laai hom op jou foon ook af by App Store. En jy kan die twee sinkroniseer. So dit wat jy op jou foon opsit, wys op jou rekenaar, die rekenaar sit, wys op jou foon. Google het ook 'n social media opsie, Google+, maar ek het bietjie gekyk na hom, 'n bietjie een of twee kursusse gedoen, maar nie vir my verbruikersvriendelik nie. Facebook bly ongelooflik, as ons nou wel weet of nie, Facebook bly maar ons top social media bemarkingsplatform op hierdie stadium. Maar hier's verskillende goeie sheets. Wat ek julle wil wys, hier's docs, hier's al die slides. Jy kan basies alles wat jy met Microsoft se Office kan doen, hier amper doen en dis kosteloos. Jou contacts hier bære, jy kan jou contacts backup na jou Gmail account toe. Onthou dit op jou foon dat jy 'n backup opsit vir jou accounts na jou Gmail account. As jou foon dalk wegraak en jy het weer 'n nuwe foon, dan aktiveer jy dit en jy kan al jou contacts weer teruglaai. Hier's 'n blogger opsie, mense wat dit lief is vir skryf, mense wat graag 'n eie blog wil begin, al het 'n blogger opsie. Soos ek sê, die goed is als gratis. Dan 'n nuwe ding, Meet. Baie dieselfde as hierdie Zoom sessies wat ons doen. Ek het 'n bietjie daarna gekyk, dit was vroeër, het jy net die chat en die opsies gehad, maar die Meet is baie dieselfde as Zoom. So mense kan dit hier ook gebruik, jy hoef nie Zoom af te laai nie. Ons gebruik nou maar Zoom omdat ons hom ken, maar hulle het ook hulle eie
eie ding wat jy kan gebruik om meetings te hou. Dan natuurlik YouTube. Mense kry vir jou YouTube kanaal, live vir jou eie video's daarop, sit die links op jou Facebook. En dan natuurlik 'n interessante ding, ek wil vir julle forms wys. Nou forms, daai netjie daar, ek gaan hom sommer hier oopmaak. Forms wat ek gemaak het is, hier is 'n voorbeelde wat jy kan gebruik. Jy maak vir jou 'n elektroniese inskrywingsvorm. So jy stuur vir iemand om en sê, hoor, jy vul net vir die vorm, jy stuur net die link. Daar's net 'n link betrokke. Hier's byvoorbeeld soos Crowd1 se sign-up form. Ek stuur net 'n link. Die link kry jy daar. Jy kopie die link, jy stuur dit vir iemand en hy skryf sy in wat dan ingeskryf is, kom onmiddellik op 'n sheet. Jy onmiddellik deurtrek na 'n sheet toe. So, dis wat dit so lekker maak. Dis verskriklik vinnig. So jy maak vir jou sign-up forms, verskillende tipe sign-up forms vir wat jy ook al wil doen. Dis outomaties trek dit deur na 'n sheet toe. So alles is daar, dis nie moeite om oor te tik nie en dis alles op jou rekenaar. Raak hy weg en jy gaan net weer by jou account en is dit beskikbaar. Maak maar net seker van die security settings en dis meer. So jy Google Forms by Google wat baie lekker werk. Jy kry dit hier onder. As jy bietjie afgaan, kry jy Google Forms. So jy maak vir jou forms wat jy ook al wil. En dis lekker, dit is net 'n link wat jy stuur, iemand maak op sy rekenaar op, hy vul dit in, dit kom terug, jy trek dit deur op 'n sheet en jy het alles op rekord. Verskriklike lekker hulpmiddel van Google en dan kan jy ook net by Sheets ingaan om net jou Sheets te kyk, jy kan verskillende tipe forms maak, gaan speel 'n bietjie met dit rond, dit kos niks, gebruik dit maak die wêreld 'n bietjie makliker. So ja, daar's lekker goeders, ja, hierdie iDo, wat julle hier sien, dis byvoorbeeld, of AnyDo, dis 'n nuwe app wat jy byvoorbeeld kan wat jy koop vir WhatsApp wat hom amper soos 'n totale assistant maak. So lekker bruikbare ding, lekker interessante goeders vir jou doen, maar dit kos nou weer 'n paar rand. Maar hier's genoeg goed by Google soos jou kalender, tasks en die so. Gaan speel rond met die goed. Doen julle self 'n guns, gaan doen 'n online kursusie vir hierdie goeders, vind bietjie uit. Kos partymal 'n paar rand, maar dis regtig die moeite werd. Leer 'n bietjie hoe werk hierdie tipe goeders en ook sosiale media bemarking. Doen 'n klein kursusie. Ek het heelwat van hierdie goed gedoen. Ek het dit op 'n stadium voltyds gedoen. Baie interessant, 'n totale ander wêreld. Maar leer dit gebruik vir wat ons mee besig is dit ideaal. Ons is in 'n moderne maatskappy wat moderne goed bemark. Ons wil éventueel gaan ons baie meer produkte hê, lyne, verskeie tipe goeders wat ons gaan mee besig hou. So leer hierdie goeders gebruik, maak die wêreld vir jou maklik, maak vir jou maklike vorms om jy aan te teken, maak vir jou sheets, op bære jou goeders aanlyn. Jy kan dit hier bære, Google het 'n Drive wat redelik groot stoorkapasiteit het, maar jy kan ook Dropbox gebruik. Ek persoonlik gebruik Dropbox, want hy's lekker groot. Maar daar's baie opsies om vir sekuriteit, om seker te maak jou goed raak nie weg nie, is jou rekenaar breek of gesteel is als nie verlore nie. Dan natuurlik wil ek spesifiek kyk na sosiale media bemarking. Hierdie is ons Facebook page. Mense, net een ding wat ek wil sê is, doen dit professioneel of los dit. Moenie 'n Facebook page halfhartig doen nie. Laat iemand vir jou ordentlike logos ontwerp, laat iemand vir jou ordentlike cover laat ontwerp, templates, wat jy ook al wil gebruik. Jy kan of baie grand gaan, of jy kan nou maar net basies gaan, maar die een ding is seker, moet dit nie halfhartig doen nie, want dan beteken dit vir jou niks. Moenie op jou persoonlike timeline probeer bemark nie. Dis soos jou persoonlike ding. Maak vir jou pages oop. Dit is baie eenvoudig. Almal het as jy opgaan, kan jy vir jou pages oopmaak. Maak 'n business page oop. Maak seker daar's 'n adres in, maak seker daar's kontakbesonderhede in, maak seker daar is die goedjies in, dit lyk dit net bietjie meer legit. Mense wil graag weet waar kan jy jou kontak, sit vir jou 'n WhatsApp hier op, jy kan 'n message opsit, jy kan 'n WhatsApp opsit, jy kan 'n e-mail opsit. WhatsApp is lekker, hy's gekoppel aan my WhatsApp, so as hier iemand dringend iets wil hê, dan kom dit onmiddellik by jou op WhatsApp uit. Maar jy kan dit ook messages maak, jy kan dit e-mails maak, maak seker jy het so 'n button, dat mense jou kan kry. En dan, ongelukkig is 'n Facebook page maar soos 'n klein hondjie, jy moet elke dag ietsie kry. Jy moet soveel as moontlik aktief wees op hom.
Anderster raak jou ratings laer en dis meer. Jy kan selfs ads gaan koop. Kan vir jou ads koop. Dit is ongelukkig iets wat jy nie sommer net moet aanpak as jy nie weet wat jy doen nie, want dit kan skielik 'n groot rekening oploop. Daar's maniere om ads te doen. Gaan Google, woon 'n klein kursusie by en kyk daarna. Daar is 'n opsie. Ons het op hierdie page nog geen ads gekoop nie en ons het ons kyk gou vinnig, oor die 700 mense in die community. So, dis was als met natural sharing en dis meer gedoen. So ja, baie belangrik, mooi logo, ordentlike cover page, consistency, sit maar 'n fotootjie by, sit 'n videoetjie by. Jy het ook hier in die kant plek waar jy jou video's kan laai. Jy kan jou YouTube channel hier connecteer. Maak vir jou Instagram oop en koppel hom hierso. Dis Instagram en Facebook werk saam. Instagram is nie net vir mooi fotootjies en vakansiegoedjies nie, dit is ook vir bemarking. Enige ad wat jy koop op Facebook is outomaties op Instagram in elk geval. So ja, maar laai video's vir jou hier op. Mense se konsentrasiespan is 5 sekondes wat hierdie tipe goed is. Hy binne 5 sekondes nie geïntrigeerd is oor wat hy sien nie, gaan hy nie daarna kyk nie. Moenie 'n post opsit sonder 'n fotootjie nie. Moenie 'n video laai wat nie goed by het nie. Sit goed by, laat mense. Sit vir jou hashtag by. Mense, jy kan daar's 'n site wat jy ingaan om te kyk wat's die current trending hashtags. Gaan Google dit. Geweldig interessant. Maar gebruik consistency. Mense crowd one search, gaan jy ergens opkom in hierdie search op Facebook. Glo my. Hoe meer nie 50 hashtags jy opsit nie. 3, 4, 5 laat jy spesifiek mense weet waaroor dit gaan. Maar doen consistent posts, doen video's. As jy 'n video kry wat jy van hou, share dit op jou page, share dit met jou mense. Dan 'n ander ding, jy het 'n share opsie hier, jy kan dit of doen as jou page, of as jy persoonlik. Ek persoonlik is behoort aan baie groepe, so ek share die meeste van my goed persoonlik, maar jy kan dit share in 'n groep, op 'n page, daar's verskeie opsies. As jy 'n post gedoen het, share dit op groepe, gaan join jou local groepe, jou Mossel Bay, George, Knysna, Eden, Kaap, join groepe, advertising groepe, en gaan share daar, dis verniet. Jy gaan nie betaal daarvoor nie, maar sorg dan dat jy 'n ordentlike cover het, of ten minste 'n ordentlike foto daarom net op het. Iets wat catchy is, wat mense gaan lok, helder klere, iets moois. Ag, daar is soveel goed beskikbaar, maak maar net altyd seker van eienaarskap. Moenie mekaar se goed steel en dit gebruik nie. Gaan kyk maar waar jy kan kry, as baie plekke waar jy kan by ek weet op Google self is daar baie prentjies en dis meer, maar daar's plekke waar jy die goeders kan kry. Maar maak seker dat daar 'n ordentlike byskrif is, dat daar 'n hashtag is, as jy links opsit. Leer om Bitly te gebruik, is nog 'n lekker opsie. Jy kan bitly.com. Jy kan goed create verskillende, en jy kan jou links korter maak en jy sit kliks daarop. Jy kan sien watter mense het geklik byvoorbeeld. Hier byvoorbeeld het ons 'n presentation wat ek ook op een van my forums gedoen het. Dis een van daai forums wat ek julle gewys het, Google Forms. En jy kan die link hier maak, jy korter, meer persoonlik. Jy share dit op Facebook en jy kan sien hoeveel mense het geklik, waar het hulle geklik en dis meer. Facebook, e-mails, Suid-Afrika, hier snaaks genoeg in United States. Maar doen hierdie goedjies, kom sit hierdie links hier op. Jy kan sien waartoe dit gegaan. As jy iets interessants kry, sit dit hier op, maar jy moet hom voer. Elke dag 'n ietsie, ten minste elke tweede dag ook probeer iets sit. Soos daar is die link byvoorbeeld in. As jy op hom druk, dan maak jy outomaties by 'n kort presentationjie oop en jou ou sit sy e-mail daarin en hy sit sy nommer daarin en sy kontak en jy kan hom kontak. So maar net so 'n vinnige ding, vinnige verduideliking met 'n videoetjie of 2. Jy kan baie doen met hierdie Google Forms. Maar dis iets lekkers wat jy sommer in 'n link hier kan insit in jou posts en dis meer. So mense, leer 'n bietjie meer van Facebook pages, dit is die moeite werd. Stel hom ordentlik op, kry vir jou iemand professioneel. As jy iemand soek, praat met my wat vir jou die regte grootte, dit gaan oor spesifieke groottes, kleure,
groen byvoorbeeld interessant is 'n kleur van groei. Dit represent groei. As mense groen sien, word hulle getrek na groei, iets wat vorder in groei. So ek het dit self ook nie geweet nie, is maar geleer so teen die pad. So ja, interessante goedjies wat daar is, maniere om dit makliker te maak. Maar gebruik dit. Jy kan met 'n Facebook page baie ver kom voor jy enige geld hoef te spandeer. Jy kan met Google baie ver kom voor jy enige geld hoef te spandeer. Bitly is gratis om links korter te maak. Dis maklik, is create 'n link, sit dit in. Jy kan hom personalize. Mense leer om Facebook te gebruik. Ek weet ons almal is nie lief vir Facebook nie, maar pages is 'n advertensiedeel van Facebook. Facebook is hier om te bly. Ek weet nie hoeveel biljoen gebruikers hulle al het nie. WhatsApp is deel van Facebook, Instagram is deel van Facebook. Dit word net groter en sterker. So leer sosiale media, gebruik dit. As jy nie so gemaklik is met die begin met WhatsApp, stuur boodskapies uit met WhatsApp. En begin hierdie forums te gebruik, gaan in op Google, gaan speel met hierdie goeters. Jy kan fout maak, delete dit net. Maak vir jou 'n forum, kyk hoe kan jy dit share. Daar's verskriklike maniere, maak vir jou korter links. Maar hou dit interessant. Mense moet hier na toe kom om goed te soek. Hier is presentations wat ons doen is hierop. Hier's 'n bietjie iets oor affiliate marketing is hierop. Mense kom kyk as daar iets is, as hulle weet daar's iets om te gaan soek. Sal hulle na jou site toe kom, jou page toe kom, share hom op jou gewone, stuur hom vir nuwe mense, sê gaan join my page en dis meer. Hier's baie meer, jy kan kompetisies hardloop, jy kan goeders weggee op Facebook en dis meer, maar begin by die basiese, ordentlike cover, ordentlike logo en begin dit bemark. Dis min of meer wat ek te sê het vandag oor die bemarking. Dis 'n baie wye wêreld. So probeer begin eers en gewoond raak om dit te gebruik. Ek gaan gou ek sien hier's 'n vraagie of twee, ons kan nou daarna kyk. Ek wil net vir Andrei gou 'n kansie gee. Andrei, wil jy bietjie aansluit dalk by my? Sê goeiemôre almal. Hallo Peer, baie dankie. Ja. Julle net ten opsigte van bemarking. Mense kan al die goed in die wêreld hê om goeie bemarking te doen, maar as jy nie kan vinnig opvolg en vinnig die deal kan close nie, dan mors jy jou tyd. Eerstens, weet jy moet regtig, as jy kyk ja, wie jy eerste benader, heel eerste gaan jy eerste na die mense toe wat die naaste aan jou is. En van daar af beproef jy jou eie tegnieke en jou eie kennis van jou produk. En dan sê jy baie vinnig sien ja waar lê jou leemtes, waar jy kan sien ja, maar kyk, ja ek het 'n bietjie vasgehaak om te verduidelik oor hoe werk die bonusstruktuur of wat is die agtergrond van Crowd One. En dan gaan lees jy 'n bietjie daaroor op en jy verskerp jou inligting en jou kennis rondom die besigheid wat jy wil bemark in hierdie opsig dan nou Crowd One. Dit is definitief een van die belangrikste dinge, is ook om seker te maak dat jy goeie bemarkingsmateriaal het. Jy moet sorg dat jy 'n goeie video het, 'n goeie ons is gelukkig, ons het 'n goeie aanbieder in Peer. Hy kan die ding in 'n nutshell vir ons altyd bymekaar sit. Hy doen dit elke keer tussen 20 en 24 minute wat uitstekend is. Ons het aanbieders wat dit doen vir 'n uur lank en dan stap jy met dieselfde boodskap weg. So ek dink dit is 'n kuns om dit te kan doen en Peer doen dit uitstekend. Dan wanneer jy 'n reaksie kry op jou Facebook page, moet jy onmiddellik by daai ou uitkom. Jy moet dadelik jou storie reg gee, hom bel en vir hom sê dat jy gaan vir hom 'n platform gee wat deur mense soos Peer, Magdalene en sovoorts aangehelp word, want meeste mense voel hy gaan in die duister gelaat word deur hier aan te sluit en hy sê heeltemal op sy eie. Jy moet hom daai versekering gee dat ons baie bemarkingsmateriaal het. Ons het baie platforms reeds daar soos Facebook, Telegram, ons het WhatsApp groepe waar ons mense bystaan hoe om hierdie besigheid suksesvol te maak. As jy al daai goed
vat en jy sit dit bymekaar, dan maak jy dit vir 'n ou aanloklik. En dan is dit baie maklik om met daai mense te begin werk. As jy ook weet wat gee jy eerste. Jy kan nie net in die diep kant inspring nie. Vat hom geleidelik deur die goed. Hoe lyk die platform? Wat behels al die bonusstrukture? En wat is jou voordele wat jy daaruit gaan kry? Die maandelikse, kwartaallikse inkomste, as jy iemand inskryf, kry jy dadelik is jou geld daarso en dit is beskikbaar. En dan, wat uiters belangrik is, mense wil altyd weet, hoeveel het jy ingesit? Hoeveel het jy al gemaak? Ken jy mense wat geld gemaak het? Hoe vinnig het jy jou geld uit hierdie besigheid uitgekry in jou bank in? Daai goed is die goed wat jy moet reg hê. Jy moet seker maak jy daai inligting reeds reg. Want as jy daarso gaan vasbrand en nie kan vinnig dink en wys jou telefoon, dan verbrand jy jou kans. Verbeur jy jou kans. So, ek en Peer werk hard daaraan om te kyk of ons ook 'n blad kan saamstel met 'n foto en mense van hoe lank hulle al betrokke is en hoeveel hulle al gemaak het. Ek dink dit sal ons netwerk versterk. Selfs al sit ons dit op sosiale media, dis reg. Mense kan maar weet hoeveel het ons gemaak, want daar's 'n klomp mense daar buitekant wat vreeslik baie te sê het oor elke tipe besigheid wat mense aanpak. Hierdie besigheid werk en hy is besig om miljonêers te maak. Baie beslis en ek ken hulle, 'n paar van hulle. Julle moet 'n lekker dag hê. Ons sien julle agtermiddag. Dankie Peer. Baie dankie. Ja, baie dankie vir Andre se insette altyd. Ons dit help baie.